If only for once it was still. If the not quite right and the why this could be muted. And the neighbors' laughter and the static that my senses make. If all this didn't keep me from coming awake, then in one vast thousand-fold thought, I could think you up to where thinking ends. I could possess you even for the brevity of a smile, to offer you to all that lives in gladness. Kom ons lees saam uit Lukas 22 uit. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel, en gebid, en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel het uit die hemel gekom en aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. En toe staan hy van die gebed af op. Hy kom by sy disippels en hy vind hulle in die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Tot sover. Wat is die slaap? 'n wondersoete ding. Het klink soos die wyse Salomo, maar dis Malherbe, ons eie digter. Wat is beter as 'n goeie nagslaap? Kyk, die meeste van ons ken een of ander vorm van insomnia. Ons 2/3 van ons sit met 'n verstoring in ons slaap, of ons kan nie vinnig genoeg in die slaap raak nie, of ons patroon word geaffekteer, ons is nie die heeltyd in die slaap nie, daar's inbreuke, of ons kwaliteitsslaap is nie goed nie, daar's sekere fases van die slaap wat ons mis, en dit gebeur dikwels as ons medikasie gebruik, dat ons nie deur al die fases gaan nie. En die effek daarvan is groot op ons. Jou hele dag is omgekrap, jou energie is af, jy kan nie lekker konsentreer nie, ons kan aangaan. En daarom, miskien, as 'n gemeenskap en as mense idealiseer ons, verwonder ons die slaap, dink ons daar's niks meer wat ons nodig het as slaap nie. En voel ons seker dat daar niks verkeerd kan wees met slaap nie. Maar daar is iets wat ons baie kan mis, baie maklik, en dit is dat slaap ook ontvlugting kan wees. Wanneer die lewe vir ons te erg raak, wanneer ons denke vasgevang word, in goed wat met ons gebeur het, of goed wat met ons kan gebeur, en ons geweldig emosioneel daaroor, is 'n negatiewe emosies van vrees of woede of angs beleef, soek ons verdowing. Ons soek om weg te kom daarvan. Ons gebruik verdowingsmiddels. Ons gebruik aan die ander kant nie net goed wat ons afvat nie, ons goed vat ons op, ons drink stimulante, wat ons baie aktief maak en baie energie gee. Ons ontvlug deur ons stokperdjies. Jy weet, ek het agtergekom, almal wat golf speel, lyk asof hulle dalk 'n probleem in hierdie geval kan hê. Ek meen, 8 ure te loop agter 'n balletjie aan. Ek het dit nog nie by fietsryers byvoorbeeld gesien so erg nie. Ons stokperdjies vat ons baie keer weg. Ons ontvlug. Want ons kan nie sit met hierdie pyn waarmee ons is nie. En ons het hyposomnia in plaas van imnosomnia. Ons slaap te veel en party van ons gaan net vir sekere tydperke. As dit baie moeilik gaan met ons, en dis wat met die disippels gebeur het. Lukas sê, en hy was dokter, hulle het as gevolg van hulle droefheid aan die slaap geraak. Hulle ontvlug. Hulle droefheid, wat se droefheid? Die einde is in sig.
Jesus sê self nou, hy gaan sterf, en die soldate is op pad, daar's geweldige spanning, polities in die godsdienstige wêreld, alles, en dit lyk asof hulle gaan sterf, hulle hele lewe, alles wat hulle voorgewerk het en geleef het, was nou verniet gewees. En hulle gaan dit moet opgee, alles verloor. En natuurlik wonder hulle, wat gaan met my gebeur? Ons weet wat het Petrus gedink, ek het daarom nog 'n boot. Ek sal dadelik teruggaan na my boot toe, en weer teruggaan na die waters toe. Ek het dit in elk geval baie lief, en ek mis dit baie keer. Was jy op 'n plek gewees, dat jy diep wonder oor wat gaan met my gebeur? Het lyk of ek alles gaan verloor. Ek praat met iemand wat vir my sê, is daar 'n ander plek? Is daar 'n ander manier? Want my hele lewe voel dit vir my, asof ek in hierdie onsekerheid is, en met hierdie angs lewe. En is in hierdie omstandighede wat Jesus met 'n uitnodiging na hulle toe kom. In hulle disoriëntasie, in hulle totale ontwrigting. 'n Sosioloog praat van liminale spasie. Dis 'n plek waarin jy weet dit, hoe goed was, is nou verby. Dit gaan nooit weer dieselfde wees nie. En ek het nie 'n sekerheid oor hoe dit gaan wees nie. En Jesus sê vir hulle, dis 'n baie belangrike plek om te wees. Daar's iets groots wat met julle kan gebeur in hierdie plek. Dis 'n beslissende plek. Daar is iets beskikbaar. En hy wil toegang gee vir hulle tot hierdie plek toe, want hy self is daar. En hy sê vir hulle, maar julle is ook op 'n manier daar. En daarom nooi ek julle uit. En wat hierdie plek behels en hoe ons kan ingaan, word vasgevang net in 'n 3 woorde. Waak en bid. Waak en bid. Wat beteken dit om te waak? Is om wakker te wees. Nou, wat's wakker? Is waaksaam. Dit is meer as net jou oë is oop. Dis om teenwoordig te wees. Dit is om bewustelik om te gaan met die lewe. Vandag is daar 'n baie populêre woord wat rondgaan. To be mindful. Dit sluit aan by waaksaamheid van die Bybel. En dit is om bewus te wees van wat gaan regtig om my aan die gang. Maar nie net dit nie, dis 'n breë bewussyn. Wat gaan in my aan die gang? En dis die bewussyn wat Jesus het. En hierdie bewussyn, toe hy is bewus wat om hom aangaan. Hy's bewus wat in sy disippels in die gang is. Hy's bewus van die soldate wat op pad is en van wat die skrifgeleerdes en die owerhede en almal, hy's bewus van wat hulle dink, wat hulle voel, van wat die gebeure is. Maar hy gaan in en hy kom bewus en hy raak bewus van wat in hom is. En die Bybel sê hy het 'n sware stryd beleef. Die Griekse woord is agonia. Kan jy hoor waar ons angs vandaan kom? Die Engelse agony. Hy's in agony. Jesus. Dis sy groot lyding waarmee hy nou in kontak kom. Hy voel dit. Hy herken dit. Jy weet, sy groot lyding was nie so seer fisies nie. Is 'n gevaar om so te dink in die films dit was innerlik. Hy was verraai. Hy was verwerp. Hy's verneder. En is alles onregverdig. Hy word misverstaan deur sy disippels. Hy's alleen. En 'n digter beskryf sy plek as eensgesindheid -1. Daar's 'n eensgesindheid. Almal voel en dink dieselfde, behalwe hy. En in hierdie plek ontvang hy 'n bewussyn van wat die Vader doen. Dat hy die Vader was by hom. So dit is meer as 'n mindfulness, ek wil sê 'n heartfulness. Dat God is hier. En God is besig om te werk. En God het my lief en hy het my nie gelos nie. En in die groot misterie is besig om plaas te vind wat in die geskiedenis bekend staan van die Christen tradisie as die Paschal misterie. Dat daar gesterf moet word, bloed moet vloei vir vergifnis, vir nuwe lewe. En Jesus sien dit.
Hy besef dit. En hy sien wat daardeur gaan gebore word. Hebreërs 12 vers 2 sê dat hy as gevolg van die vreugde wat vir hom voorgesit is, kon hy die kruis verdra. Hierdie negatiewe energie word omgesit in positiewe energie deur hierdie proses van die agonia waardeur hy gaan in die tuin. En hy kom by sy disippels, hulle slaap. 3 keer kom hy terug na hulle toe en hy vang hulle in die slaap. En om te slaap beteken om jou bewussyn te verloor, nee. Dat jy gaan eintlik in 'n beswyming, 'n semi-trans. Jy is so tussen 'n wakker en dan die slaap en jy's en eintlik skakel jou sintuie af en jy word nie meer gestimuleer deur dit wat van buite af gebeur nie. En hulle is in daai toestand. En hoekom? Wel, as gevolg van hulle droefheid. Wat se droefheid? Want die goed wat nou gebeur. Psigologies fokus hulle nou net op die goed wat gebeur. En dit wat hulle kan sien, is besig om te gebeur. Hulle skakel 'n klomp ander feite, 'n klomp ander goed wat gebeur uit. Hulle is gefokus. En hulle kyk net na die toekoms toe. Ons gaan nou alles verloor en wat gaan van ons word? Dit is baie net om die self. Hulle is nie so bewus van Jesus nie. Hulle is nie so bewus van ander, groter goed, van mekaar se droefheid en goed nie. Hulle is, elke ou is nou saam. Dis 'n geweldige geraas in jou kop. Dis soos Rilke se gedig wat sê, weet, if only for once, dat dit kan stil raak hier binne. En hierdie statiese geraas, hierdie geham in my tot 'n stilte kan kom. Wat 'n wonderlike oomblik sal dit nie wees nie. Maar daar's nog iets meer as wat met jou kan gebeur. As net stilte. Daar's niks nie. Daar is 'n ontwaking van die wonder van wat besig is om te gebeur in dit wat ek nie nou kan sien nie. In die hier en die nou. Daai breë bewussyn. Maar dis alles deel van God se plan. En ons is deel daarvan. En is nie die einde van ons lewens wat voor lê nie. En dit gaan nie net oor my nie. Dit gaan oor Jesus, dit gaan oor 'n koninkryk, dit gaan oor baie meer. En Paulus skryf vir Christene, vir gelowiges, nê. Dan sê hy vir hulle, ontwaak julle wat slaap, staan op uit die doodtyd. Hy vergelyk slaap met dood. Want jy's onbewus, jy's afgesny. Hy skryf dit vir Christene. Ons kan van hierdie goed weet, maar wanneer die moeilikheid ons tref, dan verloor ons alle bewussyn daarvan. En dan is ons vasgevang in ons eie drama, ego-drama. En ons lewe in hierdie wêreld as slaapwandelaars. In Tessalonisense 5 in die message sê Paulus, don't sleepwalk through life. Nou, hoe? Ontwaking vind plaas deur gebed. Geloofsgewoontes. Kyk, Jesus vertrek. Nou, dit is al reeds 'n gewoonte, dit is 'n verplasing wat plaasvind. Na die natuur toe, hy sonder homself af, en dan sonder homself af van die mense wat hulle afsonder, hy gaan bietjie verder, en daar bid hy. Hy praat met sy Vader. Dis koneksie, dis verhouding, en in so koneksie vind daar oordrag plaas, en word daar goed gegee, wat jy nie self kan skep of kan bereik nie. Daar's iets organies in hierdie hele gebeure. En daar's 3 maniere waarop Jesus bid en wat ons iets by kan leer. Want alle gebed bring nie noodwendig ontwaking mee nie. En die eerste gebed is herhaalgebed. Ek gaan dit net noem. En in die week in die formasiereis is jy welkom as jy wil inskakel die eerste 3 dae sal ons na elke een van hierdie gebede meer in detail kyk. Die eerste een is herhaalgebed. En weer vir die 3de maal en met dieselfde woorde bid Jesus. Ek sou dit gemaak om nie te herhaal nie. Maar Jesus is nie teen herhaling, jy herhaal. Hy is teen ydelle herhaling. So dit is om 'n kort frase te gebruik en dit saggies te herhaal en jou te laat leef aan mekaar, so dikwels as wat jy daaraan dink in die dag. Dit skep 'n houding, 'n oriëntasie, 'n intentionaliteit. En dit lyk asof Jesus hier gebid het,
kan dit verby my verbygaan. Nie my wil nie, U wil. Nie my wil nie, U wil. En as ek dink aan die disippels en Ignatius byvoorbeeld wat sê die fundamentele genade, die kort gebed waarmee ons kan loop, is om net te vra, Here, maak ons bewus van die liefde en die werk wat nou besig is om plaas te vind in ons. Net aan mekaar. Disippels, as julle net kan weet, net kan bewus raak van hoe lief hy julle het en wat hy nou besig is om te doen, verander jou hele lewe. Die tweede een is om te luister. En dit is om klem te lê op die ontvanklike aspek van gebed. Laat nie U wil nie, nie my wil nie, maar U wil geskied. So, hy raak stil. En hy wil net seker maak. Is dit nie moontlik dat dinge kan anderster uitwerk as wat nou vir my voorlê nie? Dan is groot. Dis uitdagend. Hy's volkome mens. En die bevestiging kom, nee, dit is die pad wat jy moet stap. En 'n engel kom na hom toe. Hoe ontvang ons bevestiging? Deur engele, boodskappers. Dis wat engelik letterlik beteken. Deur wat ons hoor en wat ons sien op soveel maniere, dikwels deur die skrif. Dis en hoe kry ek dit? Dis daai aha oomblik. Dis my intuïsie, my besef. Alles raak net duidelik. My aanvoeling wat ek verskerp word. Iets gebeur in my binneste. En dis hoe ek hoor, dis hoe ek agterkom. En dis hoe ek berusting kry, en dis hoe ek weet, dit is die beker wat ek nou moet drink wat voor my lê. Nou gaan hierdie gebed gepaard met inspanning en ontspanning. Hy het met groter inspanning gebid. Neem asseblief hierdie beker weg. Maar toe laat hy dit gaan. Maar laat U wil geskied, o God. En is eintlik 'n ritme waarmee jy die hele lewe meegeleef word. Maar wat ons dikwels mis in gebed, dat Jesus met groot inspanning, die Hebreërbriefskrywer sê dat hy het met 'n sterk geroep en trane na God toe gegaan. Help my. En dan kom hy op die einde van homself en hy laat gaan en hy gee net oor. So hier is die uitnodiging. Daar's 'n plek waar jy ook al mag wees, hier nou, in jou lewe. En alles kan in jou verander. Deur jou ervaring, dat hy met jou is. En dat hy in jou lewe werk, deur dit wat nou gebeur met jou. Dis eg, dis reëel. En die beste is as jy dit saam met ander ook doen. Jesus reik uit na sy disippels toe, hy raak kwesbaar, hy sê, waak saam met my. Ek kan nie alleen nie. Maar dan ook, hy verwyd hulle nie, jy probeer net so goed as wat jy kan. Hulle kon nie. Jesus het gedink hulle kon. Hulle raak in die slaap, en toe sê, dis goed, slaap maar. Dis nie verby nie. Maar ons het 'n plek, ons het iemand. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie lydenstyd saam na U lyding, na ons lyding toe kan gaan, dit te kan besoek. Dankie vir die lig wat die woord is op ons pad. Help ons vandag. Help ons vandag om net te kan glo, te kan sien, daar is 'n weg, daar is 'n pad. Dalk vat dit my nie dadelik uit my moeilikheid uit nie, maar in my binnekant kan ek dadelik na 'n ander plek toe gaan. In my binnekant kan ek uit die moeilikheid uitkom. Kan ek saam met U wees. Dankie, Here. Help ons in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.